Goeiedag. Vandag lees ons Hosea 8, net so oor die halfpadmerk. En tot hiertoe het ons al 'n bietjie met die naam Efraim te doen gekry en agtergekom. God was kwaad vir Efraim. En nou net 'n kort kykie na wie en wat Efraim is en was en wat die woord in Hosea bedoel met die woord Efraim. En dan ook, hoekom was God kwaad vir Efraim? Wel, ons het gesien God verwys na Efraim as 4 identiteite. En vandag deel ons net 'n gedagte na wie God in Hosea verwys as hy na Efraim verwys. Hy wys na 4 identiteite, nê. Nommer 1 is die persoon. Nommer 2, dit is die stam. En nommer 3 as 'n volk. En nommer 4 as God se eersgeborene. Dus, kom ons kyk net 'n oomblik na die 4 identiteite. Nommer 1, die persoon. Efraim was die jongste seun van Josef en Asenat. Sy naam beteken vrugbaarheid, wat deur Josef gekies is omdat God hom vrugbaar gemaak het daar in die land van sy verdrukking, Egipte. En nommer 2, die stam. Die nakomelinge van die persoon Efraim het die invloedryke stad van Efraim geword, een van die 12 stamme van Israel. En alhoewel hy jonger 'n broer van Manasse was, het sy nageslag 'n groter seun ontvang en sy stam het 'n prominent geword. En dan die derde verwysing was 'n volk. Later het die stam van Efraim so kragtig geword dat die naam Efraim dikwels as 'n sinoniem vir die hele noordelike koninkryk van Israel gebruik is. Die hoofstad van die noordelike koninkryk, Samaria, was in die gebied van Efraim geleë. En dan die laaste ene, nommer 4, die eersgeborene waarna hy verwys. In Jeremia 31 vers 9 hoor ons, praat God van sy eersgeborene as hy sê. Luister baie mooi, want ek, die Here het Israel se vader geword. Efraim is my eersgeborene. So sien en hoor ons wat God sê, nê? God sê baie duidelik hier in Jeremia 31 vers 9. Hy self het Israel se vader geword. En nou noem God Efraim sy eersgeborene. So, dis Israel waarna God verwys. Afstammelinge van Efraim het bekend geword as die stam van Efraim, wat as een van die 12 stamme van Israel aangewys word. Hulle het hulle in die middel van Kanaan, net noordwes van die Dooie See gevestig. Ja, Efraim het die leidende stam, nie 'n leidende persoon nie, 'n leidende stam van die noordelike koninkryk geword, hoor ons ook daar in Hosea 17 vers 15, as ook in Rigters 3 vers 27. En die hoofstad Samaria was in Efraim se gebied geleë. Trouwens, die skrif verwys soms na Israel bloot as Efraim. En vorentoe sal ons dit nog baie sien, dat die skrif verwys na Israel bloot as Efraim. Goed, vereers net genoeg oor Efraim, nê. Kom ons lees nou Hosea 8, waar God se toorn oor Samaria losgebreek het. En onthou, die stad Samaria was in Efraim geleë, nê. Hosea 8 vers 1. Maak alarm, daar draai 'n roofvoël oor my huis, sê die Here. Israel het my verbond verbreek en hulle wil teen my wil verset. Hulle roep na my om hulp. Ons is aan U toegewy, o God, ons God. Ons is Israel, maar Israel het die goeie verwerp. Daarom sal die vyand hom agtervolg. Hulle het hulle eie konings aangestel sonder my goedkeuring, sê die Here. Hulle het leiers aangestel wat ek nie erken nie. Hulle het vir hulle self
afgodsbeelde gemaak van hulle silwer en goud, maar dit sal vernietig word. Vers 5, Samaria, jou goue kalf is afstootlik, sê die Here. Ja, my toorn het losgebreek teen Samaria. Hoe lank sal hulle voortgaan om so onrein te bly? As hulle dan deel is van Israel, en daardie ding, dit is deur 'n ambagsman gemaak. Dit is nie 'n god nie. Van die kalf van Samaria sal daar net splinters oorbly. Vers 7. As mense wind saai, sal hulle 'n storm oes. As koring nie are skiet nie, kan dit geen oes lewer nie. As dit miskien tog iets sou oplewer, dan gaan vreemdes dit insluk. Israel is klaar ingesluk. In die oë van die nasies het hulle nou geword soos 'n ding wat niemand wil hê nie. Vers 9, en tog het die leiers by Asiria gaan hulp soek. Ephraim is soos 'n eensame, wilde donkie. Hy het vir homself vriende gaan soek, maar al sou hy ook vriende maak onder die nasies, sou dit niks baat nie, want ek gaan hulle nou bymekaar jaag. En binnekort sal hulle soos donkies swaar dra aan die las van die koning van Assirië. Vers 11 tot 14. Toe Ephraim nie meer altare gebou het om sondeoffers te bring, het dit juis vir hom altare geword om op te sondig. Al sou ek ook self vir hom ontelbare afskrifte van my wet gee, dit bly vir hom die wet van die onbekende. Hulle bring offers om hulle self te bevredig. Hulle bring vleis sodat hulle dit self kan eet. Sulke offers is nie vir my, die Here, aanneemlik nie. Ek gaan Ephraim se sonde teen hulle hou en hulle laat boet vir hulle oortredings. Ephraim sal na Egipte toe moet teruggaan. En vers 14, toe Israel sy maker vergeet het Israel paleise begin bou, en Juda het meer vestingstede opgerig. Maar ek sal in hulle stede 'n vuur laat losbreek, en dit sal hulle mooi huise afbrand. Goed, kom ons oordink 'n oomblik wat ons nou gelees het in Hosea 8. Hier het God se toorn in sy volle maat bereik. Die ramshoring kondig die dreigende teenwoordigheid van 'n roofvoël aan, 'n arend, Assirië. Die rede vir die toedrag van sake is Israel se verbondsverbreeking en hulle verset teen die wil, die wet van die Here. Ja, hulle halfhartige hulp geroep, kon nie hulle verwerping van God wegsteek nie. Daarom laat die Here hulle oor hulle verkeerde keuse, hulle keuse teen die goeie vir die kwade. Hosea 8 is 'n Bybelse gedeelte wat steeds God se teleurstelling en God se frustrasie en God se hartseer met die Israeliete se sondige gedrag aanspreek. En kom ons kyk net so 'n kort opsomming van dit wat ons nou sê, né? Nou Israel se afgoderry en sonde het ons gelees in Hosea 8 vers 1 tot 6. Die Israeliete word gekritiseer vir hulle afgoderry en hulle sondige gedrag. Hulle het afgode gemaak en ander gode aanbid, wat as 'n gruwel vir God beskou word. Hulle word vergelyk met 'n dwaase volk, wat nie die gevolge van hulle dade verstaan nie. En in Hosea 8 vers 7 tot 10, die gevolge van sonde, nee, dis wat ons daar gelees het. Die Israeliete sal die gevolge van hulle sonde dra. Hulle het wind gesaai en warrelwinde geoes. Hulle sal gevange geneem word, net soos die Israeliete vir hulle sondes gevange geneem word. En dan Hosea 8 het 'n paar belangrike punte om te onthou. Nommer 1. Afgoderry is sonde. Om ander gode te aanbid of ander dinge bo God te stel, word as sonde beskou. Nommer 2. Sonde het gevolge.
Ek dink ons almal weet dit, nê. Sonde het gevolge. Om God se gebooie te ignoreer en te sondig sal tot gevolge lei. En nommer 3, God is regverdig. God sal diegene oordeel wat aan hom ongehoorsaam is. Ja, God is kwaad. God is kwaad vir alle kinders van hom wat hom, die Here God, nie hulle eerste prioriteit in hulle lewe maak nie. Hoe doen hulle dit? Deur sondige gedrag, om immorele en onregverdige praktyke te beoefen, en 'n gebrek aan vertrouheid, om nie hulle verhouding met God te prioritiseer nie. En dan is hulle nog rebellia, om God se gebooie en sy waarskuwings te ignoreer. God se frustrasie spruit voort in Hosea 8 uit sy liefde en God se begeerte na 'n persoonlike verhouding met elkeen van sy kinders wat eg en opreg is. God se oordeel weerspieël uit Hosea 8 vers 11 tot 14. God sal mense wat nie na hom luister nie oordeel vir hulle sondes. God sal hulle nie van straf spaar nie. God se straf en oordeel is altyd regverdig. En ons sluit af vir vandag. God se frustrasie spruit uit sy liefde en begeerte na 'n persoonlike verhouding met sy kinders, nê? Sy volk, sy mense, sy kinders vir wie Jesus gesterwe het. Hy wil hê hulle moet hom as die enigste ware God erken en sy wil en sy gebooie volg. Net 'n gedagte vir die week, as 'n weerspieëling hier uit Hosea 8 uit, nê? Luister mooi. Net daar waar jy sit, antwoord die Here self. Is daar iets? Is daar enige areas? Is daar enige onbewerkte akkers in jou hart, in jou lewe, waar jy ander dinge bo God prioritiseer? Ander dinge wat belangriker is om met stilte tyd in God se teenwoordigheid te verkeer. God se oordeel en God se frustrasie spruit uit sy liefde en sy begeerte na 'n persoonlike verhouding met jou wat eg en opreg is. En daarom kan jy vandag God se roepstem opnuut hoor. As hy sê, kom terug na my toe. Seën, vrede en genade vir jou, geliefde kind van God, vanaf God ons Vader, en die Here Jesus Christus wat van ons sonde gesterwe het, en die Heilige Gees wat die wil van die Here in ons harte wil vasanker. Amen.